Hallo julle, dit is donderdag en is weer tyd vir 'n lekker woord. So, die woord van Jesus maak my opgewonde, want Jesus is liefde, God is liefde, so die woord van die Here is asof jy sy liefde eet, die 'n deel is van sy liefde, dat sy liefde bring die genot. Ek wil vandag vir ons lees, of met julle gesels oor Lukas 1 vers 26 tot 28. Hierso lees ons, die engel sê, moenie bang wees nie, God bewys genade aan jou, sê God toe vir Maria, en hierdie woord kry Maria, en sy is opgewonde, sy sê God, u wil, hoe voorreg dit is, dat God hierdie engel aan haar verskyn, en sy is opgewonde daaroor, en sy vat hierdie saad, hierdie woord vas in haar hart. En nou moet Maria hierdie Jesus beskerm, hierdie saadjie in haar, dit moet groei, sodat sy kan geboorte gee aan Jesus. So nie net in die fisiese gee sy geboorte aan Jesus nie, maar in die geestelike deel moet sy hierdie woord vat, en sy moet dit aan het vashou, in hoop, in geloof in God. Want daar's tye wat kom, 'n maand, 2 maande na die tyd, wanneer mense haar begin reject, begin sleg sê, die gemeenskap haar uitstoot, Josef wil die verloving verbreek, sy weet nie wat volgende lê nie, die onsekerheid van die toekoms. Hoe moet ek die seun van God groot maak? Die verantwoordelikheid, klomp onsekerhede, finansies, huis, dinge, is al die dinge wat sy het. So sy moet vashou aan die woord wat Jesus wil gee, daai saadjie, daai geestelike deel moet sy vashou aan. En daai deel moet sy voed met Jesus, met liefde, met die woord. Sodat sy kan volhou en kan volhard in hierdie seisoen wat sy nou is, tot daai wonderwerk, totdat sy geboorte gee aan die wonderwerk. En dit is hoe dit is met ons, met die ballon wat nou hier waai, die een is uitgeput. So dit is hoe dit is met ons. Daar's 'n tyd wat Jesus vir ons 'n woord gee, en ons is opgewonde daaroor. In die woord van die Here, terwyl ons Bybel lees, deur mense, want Jesus gebruik mense om met ons te praat. Want in mense is hy, so hy praat deur mense. Women conference, worship, hoe ook al jy jou woord gekry het, maar God praat met jou, en jy kry daai woord en jy hou dit vas. As God vir jou gesê het dat die finansiële breakthrough is op pad, glo in hom, vat daai woord. Jy sien dit nie nou in jou finansies, maar dis wat God gespreek het. Jy sien die dokter sê, nee, jy is nie gesond nie, jy raak sieker. Nee, dit is nie wat God gesê het nie. God sê dat jy gaan 'n nageslag hê, jy gaan nog kinders kry. Dit lyk nie nou so in die natuur nie, maar dit is wat God vir jou gesê het. So jy kyk nie na die negatiewe swangerskaptoets nie, jy hou vas aan die woord. Dit is dieselfde met verskillende dinge in ons lewens. Ek wil 'n eenheid hê in my huwelik. Waaraan klou jy vas? In daai eenheid, daai belofte wat Jesus vir jou gesê het van 'n unity in die huwelik. Dit is wat hy vir jou wil hê. So wat gaan jy doen? Jy voed daai saad. Hoe doen jy dit? Jy is meer humble, jy serve jou man, jy leef in liefde met hom, saam met hom, jy werk saam om 'n een te word, nie teen mekaar nie, want dan gaan jy nie een word nie. So dis net voorbeelde, maar in hierdie tyd doen, in hierdie seisoen wat ons nou is, die seisoen van Jesus. Jesus is the reason for the season. Almal is meer vol liefde. Ja, die vlees is meer moeg en uitgeput, maar ons gees is vol liefde, vol gemeenskap, vol familie. Ons wil goed doen in hierdie seisoen. Ons wil meer doen vir ander. Ons wil gelukkig wees saam met ons familie en ons vriende in liefde. Ons wil gee, ons wil help, want daai opgewondenheid van die Heilige Gees is in die seisoen wat ons is. The miracle is on the way. Jesus is on his way. Die opgewondenheid van Jesus se geboorte is in ons almal, want Jesus is in ons, en dit is wat ons vier. So, wat ek nou wil sê, daai liefde, leef Jesus se liefde uit in waar jy nou is. As dit in jou huwelik is dit met jou kinders is, wat ook al die woord wat Jesus vir jou gesê het, daai saadjie wat in jou is, daai opgewondenheid, en nou daar maande verbygegaan, en nou sit dalk jare, en nou is daai opgewondenheid dalk nie meer daar nie, maar gaan voed daai saad, daai woord met die belofte, gaan spreek Jesus se waarheid, want al die beloftes vir ons,
is daar waarheid in die woord. So gaan soek die woord wat gelyk is met die belofte. As dit is oor 'n nageslag, gaan soek woord in die Bybel wat sê jy is vrugbaar en spreek dit, voed dit, werk aan dit, wees goed vir mekaar en spreek dit vir mekaar, moenie negativiteit spreek nie, dan sal jy sien hoe daai plantjie gaan groei, soos Maria, daai geestelike saad ook moes laat groei, nurture, beskerm, so moet jy dieselfde doen, sodat jy kan geboorte gee aan jou breakthrough, maar daai krag het God vir jou gegee om dit te doen, hy het vir jou die promise gegee, hy het vir die tools gegee, maar jy kan dit ook doen, skrik ons nou wakker. So, is okay. So, excuse. So, die woord van die Here wil ek vir julle lees, die gebed van Jesus, want hierdie tyd gaan oor Jesus, alles gaan oor Jesus, dink net ons elke liewe dag oor Jesus. Jesus is the reason for the season, but imagine Jesus was the reason for every season, for all of us, for every day. Hoe awesome sou ons lewe en ons wêreld nie gewees het, as elkeen elke dag vir Jesus gelewe het. So hierso wil ek vir ons lees in Johannes, die gebed, Johannes 17. Jesus bid vir sy disippels. Okay, so hierso bid Jesus vir sy disippels, en ons lees. So hierso sê hy nou, hy bid vir God, en hy sê dat God het hom gestuur, en U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee en om almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. So hier vir die wat vir Jesus vat, God het vir Jesus vir ons almal gegee, en as ons hom vat, dan kry ons die ewige lewe. Vers 3, dit is die ewige lewe. Hier sê Jesus nou, dit is die ewige lewe. Dubbelpunt. Dat hulle U kan ken. Wat is die ewige lewe? Nie net wanneer ons doodgaan eendag nie. Die ewige lewe is nou om vir God te ken. Dit is deel van ons ewige lewe. Die enigste ware God en Jesus Christus, waardeur U gestuur is. So om vir God te ken en om vir Jesus te ken, dit is die ewige lewe. Dan lees ons aan, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het. Hy bid vir sy kinders, omdat hulle aan U behoort. So God, Jesus bid hiersom vir al sy kinders, omdat ons aan hom behoort. En wat sê hy verder? Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. So hier bid Jesus, dat ons een kan wees met hom, soos wat hy een is met God. Ek het U woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. So, die wêreld het vir Jesus gehaat, en so mag die wêreld jou dalk ook haat, maar jy is nie van die wêreld nie, sê Jesus. Laat hulle aan U Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. So Jesus bid dat ons toegewy sal wees aan hom. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. So net soos Jesus sê hiersom, net soos God vir hom na die wêreld toe gestuur het, stuur hy vir ons na die wêreld toe. Die ewige lewe is ook hier, dit is 'n verantwoordelikheid, dit is hy stuur vir ons uit, om vir hom te ken, om vir God te ken, om vir Jesus te ken, om sy lig te skyn. Ek bid egter nie net vir hulle nie. Hy bid nie net vir die disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. So deur die woorde hier wat ons lees in die Bybel, deur die woorde wat die disippels gespreek het, deur God tot geloof gaan kom vir ons. Ek bid hulle almal, dat hulle almal een mag wees. Dan verder lees ons ook aan, ek het U naam aan hulle bekend gemaak. En ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. So God wil hê, Jesus wil hê, hy bid dat God se liefde wat in Jesus is, ook in ons kan wees. So hierdie gebed sê ons amen op.
Hoe ongelooflik is hierdie gebed nie? God, Jesus bid hier vir ons vir beskerming. Jesus bid vir ons vir eenheid, vir liefde, sodat ons een kan wees en vir God kan ken. En dat ons daai liefde in ons kan hê, en hy stuur ons met daai liefde. So in hierdie tyd wanneer ons moeg voel, wanneer ons voel hierdie wonderwerk het nog nie gebeur nie, my deurbraak het nog nie gebeur nie, wil ek jou aanmoedig. Jesus sê in Lukas 1 vers 26, moenie bang wees nie, God bewys genade aan jou. God bewys genade aan jou, moenie bang wees nie, volhard nou, volhard en sien jou deurbraak. Hou aan jou saadjie wat geplant is, water gee en voed. Hou vas aan die belofte wat Jesus jou gegee is en kyk, sien hoe daai wonderwerk gebeur. Sien hoe jy geboorte gaan gee aan jou wonderwerk wat Jesus in jou hart geplant het. Maar hou geloof en hoop in hom en jy sal jou wonderwerk sien. Wees liefde en laat Jesus die reason of the season, every season of the reason of the season, every day be. Julle het my, vang my. Okay, julle. Mooi dag. Bye.